Hallo maats en baie welkom by ons erediens. Dis regtig lekker om vandag weer saam met julle te kuier en ek hoop julle sien ook uit na ons tydjie saam. Nou maats, voordat ons begin, wil ek eers so 'n bietjie by julle hoor. Hoe was julle week? Wie van julle het hierdie week iets lekker gedoen? Wie van julle het dalk hierdie week iets reg gekry wat nogal moeilik was om te doen? En wie van julle is sommer vandag net 'n bietjie moeg en nie eintlik lus vir die nuwe week nie? Nou dis vir my altyd baie lekker om te hoor wat in julle week gebeur het. Partykeer het ons goeie weke, né? Maar partykeer het ons ook moeilike weke. Partykeer kom luister ons na die diens met 'n glimlag op ons gesig en ander dae dan voel ons harte sommer net 'n bietjie swaar. Maar maats, een ding is waar vandag. Jesus sien ons en hy is by ons. En daarom groet ek jou. Die Here is by jou, die Here is lief vir jou. Hy gee vir jou vrede en hy's vandag ook saam met jou. Amen. Nou, ons begin gewoonlik met 'n lekker lofliedjie, so kom ons sing saam en doen die bewegings en dan kom julle weer terug. Ek vind my krag in die Here, in sy woorde, in sy mag. Ek is gevul met sy vrede, met sy liefde, met sy krag, want ek dra die beld van die waarheid, die helmet van verlossing, die skoene van bereidheid om die goeie nuus te deel, die harnas van geregtigheid, die skild van geloof, die swaard van die gees waarmee ek veg is God se woord. Vind my krag in die Here, in sy woorde, in sy mag. Ek is gevul met sy vrede, met sy liefde, met sy krag, want ek dra die beld van die waarheid, die helmet van verlossing, die skoene van bereidheid om die goeie nuus te deel, die harnas van geregtigheid, die skild van geloof, die swaard van die gees waarmee ek veg is God se woord, die beld van die waarheid, die helmet van verlossing, die skoene van bereidheid om die goeie nuus te deel, die harnas van geregtigheid, die skild van geloof, die swaard van die gees waarmee ek veg is God se woord. Welkom terug maats, dit was nou baie lekker om so saam te sing. Kom ons raak eers stil en dan bid ons ook saam, voordat ons verder gesels. Here Jesus, baie dankie dat ons vandag weer hier so saam kan wees, al is dit aanlyn, weet ons U is hier by ons. Dankie ook dat U elke kind wat hier is, ken en lief het. Dankie dat U by ons was, ook deur die week, en ook as daar miskien moeilike goed gebeur het, dat U ons ook ondersteun het. Maar Here, maak asseblief nou ons harte oop om ook te hoor wat U vir ons wil leer. En Heilige Gees, help ons om mooi te luister, te verstaan en om ook te groei deur hierdie les. Amen. Nou maats, vandag gaan ons saamgesels oor iets baie belangrik. Ons gaan praat oor daardie mooi dinge wat die Heilige Gees uit ons lewe kan laat groei. Nou partykeer kan 'n mens sommer baie vinnig sien wat in iemand se hart aangaan. Nie omdat jy hulle verstand of hulle gedagtes kan lees nie, maar omdat hulle dit vir ons wys deur wat hulle doen en sê. Nou daar is 'n spreekwoord wat ons ouer kinders goed behoort te ken. Dit klink so: wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Met ander woorde, dit wat in jou hart aangaan, gaan ook wys in jou woorde en dade. Maar maats, voordat ons die Bybelstukkie gaan saam lees, gaan ons eers 'n raai speletjie speel. Ek wil hê julle moet julle ouers of 'n volwassene wat saam kyk vra om te help. Neem 'n ou kartondoos en dan sny julle die een kant van die boks af, amper om 'n venster te vorm. En dan aan die bokant van die boks sny julle so 'n gleufie, sodat jou hand mooi daar kan inpas. En nou moet julle vir mamma en pappa vra om 'n paar vrugte in die boks te sit, maar julle mag nie kyk nie.
En dan moet julle met julle hand voel en raai watter soort vrug dit is. Die projek moet min of meer lyk soos die prentjie wat julle nou op die skerm kan sien. Nou maat, stop gou die video en dan doen julle dit en daarna gaan ons verder kyk. Maats, kon julle dit reg kry? Het julle gesien? 'n Mens kan nie die vrug sien nie, maar tog kan jy agterkom wat binne in die boks is. Hoekom? Want elke vrug voel anders. Party is glad, en party is hard, party is lank of rond, maar die ding is dat dit wat binne in die boks is, begin op een of ander stadium wys. Nou maat, so werk 'n mens se lewe ook. 'n Mens kan nie altyd sien wat jy dink nie. Hulle kan ook nie altyd sien wat in jou hart aangaan nie, maar hulle kan baie kere sien wat binne in jou lewe aangaan deur wat jy doen en sê, met ander woorde, deur jou voorbeeld. So as iemand heeltyd lelik praat, dan wys dit mos iets van hulle hart. As iemand die heeltyd wil beklei, dan wys dit ook iets van hulle hart. Maar as iemand vriendelik is en mooi praat en ander wil help, dan wys dit ook iets. So maats, vandag is die groot vraag, wat groei uit jou en my lewe uit? Nou wil ek vir julle ietsie anders wys. Kyk gou daar op die skerm. Ek dink almal van julle ken so 'n boksie met sap en 'n strooitjie in. Partykeer pak jou ma dit dalk vir jou in, ook vir pouse. Nou, as 'n mens daardie boksie te hard druk, dan spat die sap gewoonlik uit. Dalk het dit ook al met julle gebeur. As daar appelsap in die boksie is, gaan daar appelsap uitkom. As daar druiwesap is, kom daar druiwesap uit. Met ander woorde, dit wat binne in die houer is, gaan na buitentoe kom. Nou ek dink dis ook 'n goeie beeld vir ons tema vandag. Wanneer iemand jou irriteer, dan gaan jou optrede wys wat is binne in jou. Wanneer jy dalk met iemand moet deel, dan gaan jou optrede ook wys wat binne in jou hart aangaan. As jy dalk moet wag, dan gaan jou optrede ook wys wat in jou is. Of wanneer jy dalk nie jou sin kry nie, gaan jou optrede ook wys wat in jou hart aangaan. En dis hoekom ons vandag hierdie vraag vra. Wat wys regtig deur jou en my lewe? Nou ons Bybelgedeelte vandag kom uit Galasiërs 5 en mamma en pappa kan daardie hele gedeelte weer vir jou gaan lees in die kinderbybel. Nou dit is 'n brief wat Paulus geskryf het. Nou onthou, Paulus skryf vir mense wat vir Jesus volg. En party van hierdie mense het begin dink dat 'n Jesus-lewe gaan net oor 'n klomp reëls en goeters wat ons die heeltyd moet regkry. Maar Paulus sê, nee, dit gaan oor baie meer as dit. Jesus het vir jou en my vrygemaak. En nou leer die Heilige Gees vir hulle om op 'n nuwe manier te leef en te wys dat hulle behoort aan Jesus. En dan sê Paulus iets baie mooi. Hy sê dat wanneer die Heilige Gees in ons werk, begin daar ook iets in ons lewe groei. Nou dit is soos vrugte aan 'n boom. Daardie vrugte waarvan Paulus praat is die volgende: liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Nou dit is sommer 'n hele mandjie vol vrugte. Maar nou moet julle mooi hoor. Die Bybel sê nie vir ons, julle moet maar net harder probeer en mooier probeer om soeter kinders vir die Here te wees nie. Die Bybel sê, die Heilige Gees help ons, want hy werk in ons en hy leer ons en hy vorm ons. Nou dit is amper soos 'n boom. 'n Boom staan nie die hele dag daar in die grond en dan dink hy, ek moet nou vrugte laat groei nie. As die boom genoeg water kry en dit groei mooi, dan sal die vrugte van self kom. En net so is dit met ons. As ons elke dag saam met Jesus leef, en as die Heilige Gees in ons werk, dan begin ons goeie vrugte ook deur ons lewe wys. Nou kom ons maak dit sommer nog eenvoudiger. Liefde beteken, ek gee om vir ander mense, en ek dink nie net aan myself nie. Blydskap beteken, ek leef met vreugde in my hart. Vrede beteken, ek hoef nie die heeltyd terug te beklei nie. Geduld beteken, ek kan ook wag, sonder om ongeduldig te word en te ontplof. Vriendelikheid beteken, ek praat en ek doen mooi dinge aan ander mense. So maats, kan julle hoor, al hierdie goed is vrugte wat op die ou end 'n verskil maak. Maar nou wil ek hê julle moet saam met my dink. Wat wys in jou lewe by die huis?
Byvoorbeeld, as jou boetie of sussie dalk jou goed vat. Nou, dis nie altyd so maklik as hulle ons goed vat nie, nê? Veral as hulle dit vat sonder om te vra. Partykeer raak 'n mens kwaad, partykeer lei dit tot 'n bekleierery of 'n stryery. Maar kom ons vat nog 'n voorbeeld. Wat wys in jou lewe daar by die skool as jy dalk moet wag vir jou beurt? Raak jy vies of raak jy dalk ongeduldig? Of wat wys in jou lewe as iemand alleen sit pouse? Kry jy hulle jammer en gaan gesels jy met hulle? Wat wys in jou lewe as jy dalk nie jou sin kry nie? Gooi jy 'n tantrum en skree jy of huil jy? So sien julle, die vrugte van die Gees is nie net 9 mooi woorde in die Bybel nie, maar dit is dinge wat ons elke dag wil help om meer soos Jesus te leef. Nou kom ons speel gou nog vinnig 'n reaksiespeletjie. Ek gaan nou iets noem, en as dit vir jou klink soos 'n vrug van die Gees, dan wys julle vir my al 2 duime op. As dit nie klink soos Jesus nie, of lyk soos Jesus nie, dan moet julle julle arms kruis. Is julle gereed? Kom ons kyk. Jy sien iemand sit alleen, en jy nooi daardie maatjie om saam te kom speel. Is dit 2 duime op of kruisarms? Baie mooi, dis 2 duime op, né? Jy word kwaad en jy skree terug. Wat is dit? 2 duime op of kruisarms? Jy is reg, dit is 2 kruisarms, dis nie die vrug van die Gees nie. Jy deel jou kos met iemand. Baie mooi, dis 2 duime. Goed, jy wag jou beurt sonder om te kla. Mooi so, dis 2 duime op. Nou, jy rol jou oë en jy praat dalk terug met jou ma. Ja, dis definitief kruisarms, nê? Jy help iemand wat sukkel met sy huiswerk. Baie mooi, dit is 2 duime op. So, snap julle dit? So wat is die groot boodskap vir vandag? Maats, die groot boodskap is, die Heilige Gees help my om meer soos Jesus te leef, sodat goeie vrugte ook in my lewe kan wys. Nou dit beteken nie, jy hoef alles op jou eie reg te kry nie. Jy hoef nie perfek te wees nie, maar jy kan elke dag vir die Heilige Gees vra om jou te help. En nog iets wat belangrik is, die Bybel praat van die vrug van die Gees, nie sommer van 'n klomp los vruggies waarvan jy net kan uitkies wat jy wil nie. Dit is een vrug wat saam met jou ook groei die res van jou lewe. Nou dit beteken nie jy gaan môre perfek wees nie, want jy is nog besig om te groei. Miskien gaan jy sukkel met geduld, of miskien met selfbeheersing. Partykeer gaan jy dalk nie wil vriendelik wees met 'n spesifieke kind nie. Miskien sukkel jy om rustig te bly by die huis as boetie of sussie jou vies maak. En dit is hoekom ons die Heilige Gees ook nodig het. So kom ons raak nou gou-gou vir 'n oomblik stil. Ek wil hê, jy moet 'n bietjie dink met jou hart. Watter vrug van die Gees het jy hierdie week die nodigste? Miskien is dit liefde, miskien is dit geduld, miskien is dit vrede in jou hart, of vriendelikheid, of selfbeheersing. Nou maats, hier is julle uitdaging vir die week. Ek wil hê, julle moet elke oggend as julle wakker word, die volgende kort gebedjie bid. Al wat jy hoef te sê is, Heilige Gees, help my om vandag Jesus se vrug te wys. En dan kies julle elke dag een van die vrugte van die Gees om op te fokus. Jy kan byvoorbeeld sê, vandag kies ek liefde, of vandag kies ek om geduldig te wees. Vandag kies ek vriendelikheid, of selfbeheersing. En dan doen julle daardie hele dag, daardie een klein daad, wat pas by die vrug. As jy liefde kies, kan jy 'n maatjie insluit. As jy geduld kies, kan jy mooi wag sonder om te kla. As jy vriendelikheid kies, kan jy sagter praat en nie skel nie. As jy vrede kies, hoef jy nie terug te beklei nie. En as jy goedheid kies, kan jy iemand help sonder dat daardie persoon vra. So, begin met iets klein. Een vruggie, een dag en een daad. Kom ons onthou vandag, die Heilige Gees help my om meer soos Jesus te leef. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U ons liefhet. Dankie dat U vir ons die Heilige Gees gee om ons ook te help.
Heilige Gees werk in ons harte. Laat liefde en blydskap en vrede en geduld en vriendelikheid en goedheid en getrouheid en sagmoedigheid en selfbeheersing ook in ons lewens wys. Help ons om hierdie week soos Jesus te leef. Wanneer ons kwaad raak, help ons. As ons ongeduldig raak, help ons, Here. Wanneer ons lelik wil praat, help ons. Laat mense iets van Jesus in ons sien. Amen. Nou maats, baie dankie aan julle en julle ouers dat julle ons bediening ook so mooi ondersteun. Dankie vir elkeen se bydrae aan elke gebed en ook julle mooi gesindheid. As julle vandag ook 'n bydrae wil maak, kan julle die inligting op die skerm volg. Elke bietjie maak 'n groot verskil. Nou maats, ek hoop sommer dat die res van julle week baie goed is. Julle moet lekker warm bly in hierdie koue weer en dan sien ons mekaar weer volgende week. Totsiens maats.